Môre julle. Jessie. Ek klink beter. Ek weet dit is koud. Ek weet dit is koud. Ag nie dat weer bid nie, tot die tog gebid sommer. Ek gaan 'n bietjie met julle praat oor. Julle kan sit. Of julle kan staan. Nee, kom ons staan. Presies. Kom, staan. Ja, hierdie Sondag. Halleluja. Ek gaan met julle 'n bietjie praat oor die Here berei 'n tafel voor. Die hoofopskrif is Psalm 23 vers 5. Psalm 23 vers 5. U berei die tafel voor my, aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Halleluja. Jy sien dit sê, u berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. So wat sê hierdie vers vir ons? Hierdie vers sê nie dat ons geen vyande of teestand sal hê nie. Inteendeel, die Here berei die tafel voor die aangesig van ons teenstanders. Jy sien, terwyl die vyand probeer vernietig, voorsien God ons uitweg. Want hy is altyd daar. Altyd. Terwyl die wêreld vrees sien, gee God ons vrede. Halleluja. Terwyl Satan kom en hy wil ons aankla, verklaar God sy kinders regverdig deur Jesus Christus. 'n tafel spreek van, wat beteken dit, die tafel? Ek het gesê, dis 'n gemeenskap met God. Dis voorsiening, dit bring beskerming, oorvloed, dit bring oorwinning. Jy sien, God nooi ons uit, dat ons saam met hom by die tafel kom sit. Dit sê nie die stryd is verby nie, maar dat ons reeds die oorwinning behaal het. Die nagmaal en die tafel van die Here. In Psalm 23 wys dit ook profeties na die tafel van die Here, die nagmaal. Wanneer ons nagmaal gebruik, wat gebeur? Wat doen ons? Hoekom sit ons by die tafel saam by die Here? Ons herdenk Jesus se offer wat hy vir ons opgegee het.
Dit verkondig ons sy dood totdat hy kom. Verklaar ons geloof in sy voltooide werk. Herinner onsself dat ons aan Christus behoort. Jy sien, nagmaal is nie net 'n herinnering, dit is ook 'n geloofsverklaring. Hoekom? Want Jesus het reeds die prys betaal. Hy het die oorwinning vir ons behaal. Dit sluit aan by God se stryd vir ons. Hy wys aan ons vyande dat elkeen van ons aan hom behoort. En Jesus, ek het my vrou lekker gepraat oor hierdie en toe ek hierdie doen, is die kruis het Satan oorwin. Maak nie saak, hy kan kom, hy kan doen wat hy wil, hy kan draai wat hy wil. Die kruis het oorwin. Jy sien, Jesus het nie net aan die kruis gesterf vir ons sondes nie. Hy het ook die mag van Satan verbreek. Halleluja! Jy sien, as ons aan die nagmaaltafel sit, weet ons dat Satan is oorwin. Kom ons lees in Kolossense 2 vers 14 vers 15. Kolossense 2 14 en 15. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettings ons vyandig was, uitgedaag en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Jy sien, die kruis is nie net 'n nederlaag nie. Dit was die grootste oorwinning gewees. Jesus het Satan, die magte van die duisternis en die aanklaer van die gelowiges openlik oorwin. Halleluja. Daarom kan ons aan die tafel sit en ons kan vrede hê. Al is die vyand om ons, hoef ons nie bekommerd te wees nie, want ons het vrede. Ons kan rustig by daai tafel sit en ons hoef nie bekommerd te wees nie. Sien, want Christus het reeds die vyand verslaan. Die kruis het God ons die vrymoedigheid gegee om as kind van God sonder enige beskuldiging saam in God se teenwoordigheid te kan sit. En dit is wat ons moet onthou wanneer ons nagmaal gebruik. Wanneer ons nagmaal gebruik, moet ons onthou dat God hierdie tafel vir my en vir jou voorberei. Dit is die tafel van genade. Dit is die tafel van vergifnis. Dit is die tafel van genesing en oorwinning.
Jy sien, die kruis het Satan en sy magte oorwin en in die openbaar tentoongestel. Daarom kan ons met vrymoedigheid aan die tafel sit, saam met die Here, en ons kan verklaar, Jesus het oorwin. Die Here is my herder, en my beker loop oor. Halleluja. Die Here is my herder, en my beker loop oor. Jy sien, Psalm 23 sê ook, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Jy sien, toe Dawid hierdie woorde geskryf het hy nie net van materiale voorspoed gepraat nie, hy het getuig van oorvloed, van God se teenwoordigheid, goedheid en die seën in my lewe. 'n oorlopende beker spreek van meer as genoeg. Jy sien, God is nie 'n God van tekort nie, maar 'n God van oorvloed. Jy sien, God wil hê ons beker moet oorloop. God wil hê ons moet voorspoed in ons lewe hê. Hy wil hê ons moet vooruitgaan. God is nie 'n God wat wil hê jy moet in 'n hoekie sit en krepeer nie, as ek dit nou maar so kan stel. En dan sit ons daar, ek kry ons self, jammer, soos wat ek al baie keer gesê het, ek sê goed genoeg nie, niemand hou van my nie, mense kyk hoe trek ek aan. Jy sien, dit is waar ons die fout maak. En dan gaan dit so 'n bietjie afdwaal nou, maar ek voel ek wil hierdie sê. Die probleem is met mense daar buite, en selfs hier binne in die kerk, dat almal dink, ons is nie goed genoeg vir God nie. As ons in die huis van die Here wil kom, het ons altyd hierdie ding in ons kop, ek moet mooi lyk. My klere moet nie geskeur wees nie. God kyk nie hoe lyk ons nie. God kyk na jou hart. En dis hoekom hy wil oorvloed hê vir jou. En ek word baie keer so, nee, ek wil nie eens daaroor praat nie. Dit krap my omdat ons is so judgmental baie keer. Dat ons so afkyk na mense. Kyk hoe lyk hy ou. Kyk hoe lyk sy skoene. Kyk hoe lyk sy broek. Kyk hoe lyk sy baadjie. Maar kyk ons na sy hart. Ons kyk nie na die hart nie, ons kyk na die uiterlike. En daarom, ek dink baie keer, ons moet baie keer kyk na ons hart. En ek dink baie keer, ons hart, en as ek miskien verkeerd praat, asseblief help my reg. Maar ek praat van myself. Ek dink baie keer, ek moet kyk na my hart, om te kyk, hoe vol is my beker? Hoe vol is my beker? Hoe vol is my beker, om daar uit te kan gaan, en die oorvloed van my beker te kan gaan deel
met iemand anders. Goed, kom ons begin dan maar weer. God wil hê dat jou beker oorloop. My beker kan oorloop van God se genade. God gee nie net genoeg genade om vandag deur te kom nie. Hy gee 'n oorvloedige genade. Kom ons lees in Romeine 5 vers 20. Dit is deel van my preekie, so ja, ek het dit nie daar op die bord nie. Maar die wet het daarby gekom sodat die misdaad meer sou wees en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword. Hier sien in Hebreërs 4 vers 16 sê dit ook. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Jy sien, wanneer jy swak is en wanneer ek swak is, gee God ons genade. Wanneer jy moedeloos raak, gee hy ook weer genade. Sy genade raak nooit op nie. Daar is nie 'n sonde of 'n oortreding wat jy dink is te groot vir God se genade nie. God se genade is jou geskenk. Ek wil net so sê, pa. Ja, ek wil dit sê. Is daar nog 'n ding? As ons net kan besef, toe Jesus die dag aan die kruis gesterf het vir ons, het hy reeds ons genade vir ons gegee. Maar ons as mens, partykeer, wil dit nie aanvaar nie. Want hoekom? Ons voel ons is nie goed genoeg vir God nie. Ons voel ons kan nie by die tafel gaan sit nie. Want ons voel altyd skuldig. En wat ons met vandag moet begin besef, en ek praat vir myself ook, is dat maak nie saak wat so oortredinge ons aan ons lewe gedoen het en wat ons vorentoe gaan doen nie, dat God se genade sal nooit ophou vir ons nie. Nooit nie. Jy sien, God se genade is jou geskenk. Jy het vandag nodig om jou beker vol te maak van sy genade. God se genade bied ons hulp op die regte tyd, wanneer ons dit nodig het. Ons beker kan oorloop van vreugde. Die wêreldse vrede hang af van ons omstandighede. Maar die Here gee vrede uit sy teenwoordigheid uit. Kom ons kyk wat sê die woord in Psalm 16 vers 11. Dit is hier met ek gesê het wat hou. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig. Lieflikhede in u regterhand vir ewig. In God se teenwoordigheid is daar volheid
van vreugde. Selfs te midde van moeilike tye, kan die Here jou hart vul met hemelse vreugde. As jy vandag by die tafel sit, raak net stil in God se teenwoordigheid en vul jou beker met vreugde. Ons beker kan oorloop van vreugde. Jy sien, Jesus gee vrede wat die wêreld nie vir ons kan gee nie. Wanneer storms rondom my en jou rof raak, kan ons weet dat jou beker steeds oorloop van goddelike vreugde. As jy vrede nodig het, vul vandag jou hart, jou beker met vrede. Want ons weet, God se vrede gaan alle verstand te bowe en bewaar ons gedagtes. My beker kan ook oorloop van liefde. Wanneer God se liefde jou hart vul, loop dit oor na jou huwelik toe, dit loop oor na jou gesin toe, jou gemeente, en selfs na mense wat jou teenstaan. Liefde hier is 'n ander een ook. Ons gaan net daaroor uitbrei nie. Liefde is nie net 'n gevoel nie, dit is 'n keuse. Die Heilige Gees kan jou beker vul met God se liefde as jy dit vandag kies. Jy sê dit is maklik om te sê, kom ons vat sommer vir Sander. As ek sê, Sander, ek het jou lief. Maar is my liefde dieselfde vir Sander as wat God se liefde vir ons is? Jy sien, God se liefde is heeltemal anderste. En partykeer verstaan ons ook nie daai prinsip van liefde nie. Want ons moet ook dan gaan kyk, hoe is ons hart? Het ons God se liefde, dat ons God se liefde weer kan uitdeel na iemand anders toe. Ons beker kan oorloop van voorsiening. Jy sien, God ken ons behoeftes en hy sorg vir sy kinders. Ek het hom op. Kom ons lees in Filippense 4 vers 19. Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Dit beteken nie ons het altyd rykdom nie. Maar dit beteken dat God getrou is om te voorsien. God weet wat het ek en jy nodig. God sal elke behoefte vervul na sy rykdom, na wat ons werklik nodig het.
My beker kan oorloop van hoop. God is 'n God van hoop. En hy wil hê dat my beker en julle beker moet oorloop. Van wat? Van hoop. Romeine 15 vers 13 sê: Mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede in die geloof, sodat julle kan oorvloedig wees in die hoop. Jy sien, wanneer alles so donker lyk vir ons, en ons weet nie wat se kant toe om te gaan nie, ons voel af, ons voel negatief, weet net dat God jou kan vul met hoop vir die toekoms. My beker loop oor van genesing. Jy sien, in Korintiërs sê dit, dat ons die nagmaal moet gebruik tot die nagedagtenis van die kruis. Die nagmaal is 'n instrument wat ons wapen is 'n wapen om te weet waarvoor die kruis daar was. Deur sy wonde is ons genees, geregverdig, vergewe. Ons word nie net genees nie van ons liggaam nie, maar ook die gebrokenis van jou hart. Ons kan vandag ons beker kom volmaak by die tafel. En as ons by die tafel sit, kan God jou herstel. God kan jou genees. Die doel van 'n oorlopende beker Jy sien, God vul jy nie net vir jouself nie. Hy vul jou sodat jy 'n seën vir ander ook kan wees. 'n Beker wat oorloop kan jy gaan deel met ander mense ook. Jy kan hulle ook vul met God se liefde. As jou beker oorloop van liefde, wat gebeur? Raak ander ook geliefd. As jou beker oorloop van vrede, wat gebeur? Jy bring vrede. As jou beker oorloop van vreugde, bemoedig jy ander aan. As jou beker oorloop van die Heilige Gees, word jy 'n instrument in God se hand. Wanneer jou beker oorloop van genesing, is jy 'n getuienis. En jou hoop word ook oorgedra. Jy sien, wanneer Dawid sê, my beker loop oor, verklaar hy dat God is meer as genoeg. Nie net genoeg vir vandag nie, maar genoeg om ook ander te bemoedig en te seën. Jy sien, omdat Jesus die kruis oorwin het,
kan ons vandag in geloof sê, die Here is my herder. Hy sal my nie begewe nie. Hy sal my lewe vol met sy teenwoordigheid, sy gees, sy vrede, sy liefde. En daarom sal my en jou beker oorloop. Jy sê, wanneer ons nagmaal gebruik, moet ons onthou dat die Here die tafel vir ons voorberei het. Dit is die tafel van genade, vergifnis, genesing, vrede, vreugde, liefde, hoop, herstel en ook oorwinning. Die kruis het Satan en sy magte oorwin en in die openbaar tentoongestel. Daarom kan ons met vrymoedigheid aan die Here se tafel gaan sit en verklaar: Jesus het oorwin. Halleluja. Die kruis was genoeg. My beker loop oor. Kom vanoggend, wanneer ek die nagmaal gaan bedien, gaan sit by die Here se tafel en laat julle beker gevul kan word. Doen nog.